Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Een mens kan vir die res van die lewe dieselfde ding doen of jy kan nuwe dinge op die proef stel. Corneille, dis korrek. Kreatiewe, innoverende mense soek die heeltyd geleenthede en dan gryp hulle dit aan. Presies. Hallo julle, vandag gesels ek met die bekende Theo Forster van Galileo Capital. Hallo, ek sien uit na hierdie gesprek. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere, vanaf 'n wynlandgoed na 'n boerdery wat vandag ter wille van volhoubaarheid op artisjokke en olywe fokus. Dis die storie van Neil en Lisa Murray, wat dig by Lady Smith in die Klein Karoo boer. Vandaar vertrek ons na Jan se Kraal, 'n blommeplaas naby Citrusdal in die Wes-Kaap. Maar het sedertdien uitgebrei na ons land se grootste uitvoerder van die blosende bruid Protea. 'n Verskeidenheid ander inheemse blomme word ook hier geproduseer. The Flower Shed verskaf hulle blomme ook aan vername kleinhandelaars dwars oor Suid-Afrika. Hier is Corneille en Theo. Hallo julle, baie welkom by die aflewering van Nuusboere. Ons gas is iemand wat geen bekendstelling nodig het nie, Theo Forster van Galileo Capital. Hallo Theo. Hallo Corneille, ek sien uit na die gesprek. Theo, ja, jy ken landbou, ons kom al 'n lang pad saam en ek weet jy het 'n liefde vir landbou, maar vertel ons bietjie meer van jouself. Ja, toevallig, jy sal nie glo nie, maar ek het vir meer as 10 jaar het ek 'n wynplaas gehad. Ek het wingerd geboer in die Wes-Kaap, Ja. baie geniet. Ja. Maar ek dink dit gaan meer oor die bewondering vir mense wat dit reg kry Ja. om volhoubaar te boer en kos te voorsien in 'n bekostigbare, gesonde manier op ons rakke te sit. Wel, het klink of jy besig was om wyn te voorsien, maar Theo, die agter is lekker kuier vandag. Neil en Lisa Murray se plaas dig by Lady Smith was eers 'n wynlandgoed, maar toe sien hulle geleentheid raak en begin met artichoke en olywe boer. Dit was natuurlik 'n groot besluit. Nuusboere het gaan kyk of dit 'n lonende besluit was. We bought Uitspun Farm 16 years ago. Yeah. It's been quite a journey, and we've learned a heck of a lot, and we've been relatively humbled along the way. Yeah, agree. Jumped into it where angels fear to tread. The farm, there were a few olive trees which really appealed to Neil, and the old dilapidated houses really appealed to me, so that set us off. The couple that we bought from, they were really subsistence farming. They planted the olive trees, and they had in our little barn venue, they had milking cows and some sheep. When Neil saw the olive trees, he immediately planted more olives, and later on came up with the idea of trying farming with artichokes. So currently, well, over the years, we've planted up in stages, and we're at about 3,000 trees at the moment. It takes 5 kilograms of olives to make a liter of oil. But if you add value to the olive, the first way you can do it is producing table olives. That is labor intensive, it's a lot of work, you've got to package it, bottle it, but it is higher value, possibly more difficult to sell. Next in line, I got a bright idea from visiting Greece and seeing amongst the olives artichoke plants. So I got quite excited about that, and much to Lisa's horror, there's now a few thousand artichoke plants. And again, it's quite a lot of work to process, package, and most importantly, actually convince someone to buy the product. And of course, by that stage, I've done my job, so it now becomes Lisa's job to sell the stuff. And she always reminds me, I've never sold a jar of olives, and she has to do all the hard yards. So originally I bought heritage seed from, I think it was Living Seed. And from there, we've never bought any more seed because the plants generate a lot of seed. So we start with seed. Oh, here's a seed. It's come out. So They're like little wind-borne. parachutes, yeah. Yeah, so if that landed on the ground, there was a good chance of an artichoke There plant they growing. are, you can see. The end of the season, the complete plant dries out and you cut it off at ground level.
And next season, again in autumn, these little plants generate themselves, and pre-midwinter, they're virtually full size again, and then spring they start flowering, and there the buds start coming. Fruiting, yeah. And that fruiting period typically lasts maximum 2 months, about 6 weeks to 2 months. And in those 6 weeks to 2 months, there's a lot of work processing them and getting them ready for sale. And we've discovered that there's high protein content that makes it a great fodder. Then you start getting into the medicinal side of the artichoke plant with probiotics and prebiotics, the stuff I don't understand, and antioxidant properties and liver function. Liver tonic. So it's a great plant with many, many, many uses. From crop production, as Neil mentioned, we're farming olives, and so we produce our own brand of olive oil, as well as table olives and various other spin-offs from the table olives like tapenade and salt-dried olives. And then Neil, of course, then added the artichokes, which is a great product, but it's artichokes bottled in extra virgin olive oil, which makes it a sort of a niche product. Alongside that, the crops, we have the accommodation. We have 3 separate venues. We have our manor house, our barn, and our Koppie cottage. And those bring in a more passive income in terms of the self-catering accommodation that we offer. One of the leftover buildings that we inherited was an old pigsty, which I decided would make an incredible space as an art studio. Hopefully down the line, maybe we have a vision of artists' residence and artists holding workshops here perhaps, in our beautiful light that we have, that actually brought us to the Klein Karoo, that beautiful light that we experience here that lifts your soul. Net hierna, ons besoek 'n indrukwekkende blommeplaas naby Citrusdal. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nou gaan kuier ons by Jan se Kraal, 'n blommeplaas naby Citrusdal in die Wes-Kaap. Die Flowerset is vandag ons land se grootste uitvoerder van die blosende bruid protea. Nisboere het gaan inloer. Blomme was nog altyd 'n groot liefde van ons familie. My ma het altyd die inheemse blomme waarvan sy mal was in haar tuin geplant en dit begin lewer in klein bossies aan die lokale padstal hier rondom ons. Maar ons besigheid het regtig begin toe ons die aandag gekry het van Woolworths in 1999 met ons Blushing Brides en van toe af het die besigheid regtig ontstaan. Ons het die eerste hektare aangeplant en dis nou al 26 jaar later. En ons loop nog sterk. Inheemse blomme is gewoonlik in die Suid-Afrikaanse konteks goed soos proteas en fynbos en erikas en resteus, riete. Dis 'n baie moeilike ding om te groei in Suid-Afrika want elke ding het 'n spesifieke plekkie wat hy mal is oor. So om hierdie plante kommersieel te begin boer het baie mense al vir baie jare, kom ons sê die laaste 50 jaar, baie hard gewerk om hierdie plante te ontwikkel na 'n kommersiële vlak. Meer stele op 'n bos, langer stele, groter koppe, natuurlik plaag en siekte weerstand is ook baie belangrik. As dit kom by blomme, is daar nie eintlik aanvraag vir organiese produk nie, want dit is nou nie iets wat jy eet of binne jou lyf sit nie, maar vir ons is dit baie belangrik om sover as moontlik natuurlik die blomme te bedryf. Van swamdoders tot plaagbeheer waar jy roof insekte vrylaat,
of jy plant cover crops met blommetjies wat die roof insekte nader roep. By bemesting raak dit 'n bietjie moeiliker want jy moet baie spesifiek gee wat die plant benodig, maar hoendermis elke nou en dan help die plant baie. Dis eintlik 'n antwoord wat my vrou moet antwoord want sy is ons hoofontwerper, maar jy begin met die hoofblom wat in seisoen is en dan bou jy daar rondom. Dit gaan alles oor balans, hard en sag, helder, donker, fyn of groot blomme. Dan is aanpasbaarheid ook belangrik, want ons werk hier met blomme wat in en uit seisoen uitgaan en jy moet die hele tyd iets anders kan insit en jy kan werk in dieselfde bos. En ook mense raak moeg om aan mekaar dieselfde bos te koop. So jy wil hom altyd refresh en dat mense 'n spelletjie bos 2 weke later koop wat net so goed lyk of alhoewel 'n klein bietjie anders as 2 weke terug. Sertifiserings wat ons het vir die plaas is onder andere Woolworths se eie Farming for the Future wat fokus op sustainability. Dan ook, soos baie plase wat uitvoer, moet jy toedoen aan Global Gap. Ons doen ook toe aan Global Gap Environmental. Eintlik het ons gister platinum gekry vir daai inspeksie. En ook om in ons werkers belange uit te sien, moet ons ook behoort aan CISA. Baie van ons werkers is nou al hier vir hulle 3de generasie. Hulle het saam met die besigheid opgekom en hulle verstaan en is lief vir die blomme net soos ons. 70% van die mense wat die werk is vrouens. Die mans gewoonlik gaan in die veld en hulle pluk die blomme en bring dit in en dan het ons 'n goeie span bossiemakers hierso wat alles in mekaar sit vir ons. As die blom van die land afkom, dan gee ons vir hom so 'n ligte fungicide net om seker te maak geen swamme kom in die pakstoor in nie. Ons haal dan ook die blare af sodat jy mooi skoon steel het vir die bloemes. Dan bou hulle die bossie rondom die blom op. Hy word toegedraai in papier, reguit in water in. En dit is vir ons baie belangrik om so gou as moontlik by die kliënt uit te kom. So hierdie bossie gaan dan vanaand na die distribution center in die Kaapen en môreoggend is hy op die rak. In die hele tyd bou ons 'n temperatuur van 4 grade. So ons kyk altyd oor see wat die mense daar doen, wat hulle werk baie duur is, maar jy moet ook maar besluit wat die beste vir jou werk. Daar's altyd nuwe apps, nuwe goed wat jou boerdery behoort makliker te maak, maar om eerlik te wees, baie van dit is ook maar net fly by night. Jy kies maar een wat vir jou langtermyn kan werk. Maar die beste ding is maar om in die land te kom en self te sien wat daar aangaan. Ons persoonlike visie is om altyd innoverend te wees, mooi blomme te kweek en mooi bossies te maak. Maar om op 'n groter globale visie is dat meer mense begin kyk na fynbos as 'n elke dag blom, en nie 'n spesiale blom nie. Soos in Suid-Afrika is byvoorbeeld Moedersdag is proteas 'n goeie geskenk om te gee, maar as ek kom by Holland, gaan almal nog reguit na rose toe of lelies of so. Ons voel dis belangrik om internasionaal bewusmaking van Suid-Afrikaanse blomme prioriteit te maak. As jy daaraan dink om te begin blomme boer, is dit belangrik om eers deur jou plaas deur te stap, in die berge, in die veld, kyk wat pas daar, en dis jou beginpunt om te weet wat om aan te plant. Maar blomme is ongelooflik sensitief, hulle vrek vir geen rede nie, en vir al die redes op die lys. So, jy kan nie emosioneel attach raak aan jou bossies ook nie, want eendag lewe hulle, eendag is hulle dood, en jy moet maar net nuus plant. So dit is 'n moeilike besigheid, maar dit is ook een van die mees eklektiese besigheid, want jy boer met soveel verskillende goed, soveel mooie opsies. Net hierna, ons gesels met Siel Foster van Galileo Capital. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ons het 2 interessante insetsels gesien, beide mense wat gewerk het met wat ek moet sê die hand wat vir hulle gedeel is in hulle area. Maar wat is jou opinie? Corneille, ek dink wat mense baie keer vergeet, onthou 'n landbouer of 'n boer, of nou 'n nisboer is of wat 'n groot boer is 'n entrepreneur of 'n sakepersoon wat besigheid doen met die natuur se hulpbronne. Ja. En dit op 'n manier volhoubaar aanwend om 'n suksesvolle besigheid te bedryf. En dieselfde beginsels geld vir almal. Ja. En wat mense vergeet is alle besighede iewers
was 'n klein besigheid. Was iemand se idee. En die kern is, almal het baie goeie idees. Dis nie die kern van sukses nie. Die kern van sukses is, kan jy daai idee vat, die hulpbronne wat jy tot jou beskikking het sy in landbou of in enige ander sektor, kan jy dit gebruik om volhoubare besigheid te skep. En dis wat vir my so uniek is aan hierdie beide mense. Hulle kry dit reg, of beide partye met wie ons gesels het, om dit wat hulle het, volhoubaar aan te wend en 'n suksesvolle besigheid daaruit te skep, met al die uitdagings wat daar is. En dit is fenomenaal om te kyk. Ja, is baie lekker, dit maak my eintlik trots Suid-Afrikaans. Ons is planmakers deur die jare, maar soos jy sê, volhoubaar. En Theo, ek weet jy kom baie in die landbou en die meng met baie mense in landbou. Wat sien jy daar buite? Is die mense nog positief? Corneille, dis vir my, ons het nou Nampo gehad. Wat vir my altyd ongelooflik is daai energie tussen die landbouers, tussen die boere. Dis planmakers, dis welvaartskeppers, dis ouens wat nuwe idees het, dis ouens wat nuwe planne maak. Dis hoekom landbou suksesvol is. En ek dink mense vergeet dat die landbousektor, as jy na die BBP kyk, is 'n relatief klein deel van die BBP, maar as jy kyk na die waardeketting en jy kyk na die beginsel van voedselsekuriteit, dan is dit 'n kritiese belangrike industrie. En dis asof ons in verskillende wêrelde bly. Jy kry die wêreld van die pers en van die media, en dan kom jy by 'n plek soos Nampo en jy praat met die regte boere. En dan sien jy maar die regte boere is besig om te boer. Vir hulle gaan dit oor markte, toegang tot markte, kapitaalallokasie, investering, volhoubaarheid, beplanning oor generasies heen. Wie gaan oorneem by my? Hoe gaan hierdie bate wat ek skep en wat ek 'n rentmeester voor is, hoe gaan hierdie bate oor 5 en 10 en 20 jaar steeds 'n bate wees wat welvaart skep, nie net vir die familie nie, maar vir die mense wat daar werk, vir die afnemers, vir die verbruikers, vir my en jou. En dis die ingesteldheid van ons landbouers. Ek weet in landbou is familie besigheid is ook redelik sterk, en ek weet jy's 'n kenner op daai gebied. Hoe sien jy dinge daar uitspeel in die toekoms? Corneille, die oorgrootste meerderheid, nie net van Suid-Afrikaanse landbouers, maar wêreldwyd is familiebesighede. Dis besighede wat oor generasies kom, en wat die beplanning is dat hierdie besigheid oor generasies gaan aanhou. Maar daar's unieke uitdagings in familiebesighede, en een van die eenvoudige uitdagings is, families groei vinniger as die besigheid. So daar moet kernbesluite gemaak word. Dis die een ding. Die tweede ding is, daar's 'n besigheid het sy finansiële kapitaal, dit beteken hoe lyk die struktuur rondom skuld, rondom kontant, rondom aanwending van kapitaal, en dan die menslike element. Wat is die verhoudings met die werknemers? Tot watter mate is die opvolging in plek? Tot watter mate word die kundigheid reg oorgedra? En as jy jouself sien as 'n familiebesigheid, sê ek altyd, jy moet jouself sien as die ouens wat 'n kathedraal gebou het in Europa. Daai kathedraal het 200-300 jaar gevat. Dink bietjie mooi. Die argitek of die ingenieur het geweet, nie hulle of hulle kinders of hulle kinders se kinders gaan ooit 'n diens daar kan bywoon nie. Maar hulle het almal gebou aan hierdie ding. Hulle het almal deel daarvan. Selfs die ou wat na 50 jaar begin bou het geweet, hy gaan hom nooit klaar sien nie. Die ou wat na 100 jaar gekom het ook geweet, hy gaan hom nooit klaar sien nie. En dis die kern van 'n familiebesigheid. Jy bou iets vir die nageslag. En daar's 'n baie mooi gesegde wat een van die internasionale 200 jaar oue families gesê, dat 'n familiebesigheid besit jy nooit nie. Jy leen hom van jou kleinkinders. Dit baie mooi, En dis daai rentmeester beginsel. Nou in Suid-Afrika het ons fenominale voorbeelde van suksesvolle familiebesighede oor verskeie generasies. En hier praat ek van 6, 7, 8, 9 generasies. Maar ongelukkig het ons ook heelwat voorbeelde van waar die beplanning nie gedoen is nie, waar die gesprekke nie plaasgevind is nie, en waar hierdie beginsels nie toegepas is nie, en dan gaan die besigheid eenvoudig tot niet. Ja, het gemis, jy het absoluut perfek raak gevra, en dit is vir ons uit ons werk ook as korttermynplanne werk net, baie van die planne mens doen, jy moet geduld hê om te weet, jy gaan nou sekere insette doen, grondregstellings maak, maar jy gaan die voordele eers pluk oor die jare daarna, maar in 'n land waar ons regtig, ek wil amper sê die land wil opbou en landbou, dink ek daai gesegde wat jy nou gesê het van klein stappies, maar aanhou wat inkrementeel, dit is absoluut hoe ons hierdie land gaan opbou. En elke persoon bou iets op die vorige generasie. Hy of sy is daar om die volgende generasie in 'n beter posisie te los as wat hy was. Dit is amper
Hoe jy die besigheid op die plaas kry, jou hoofdoel is om dit te laat aan die volgende generasie in 'n beter toestand as wat jy dit gekry het. Jy het 'n baie waarde gesê, jy gesê jy's eintlik amper die Bybelse rentmeesterskap. Jy kry 'n stuk grond, maar is amper die Jannie, jy moet hom net maak werk en as mense dit so kan sien, gaan al hierdie polemiek rondom grond eintlik uit die weg geruim word. Jy moet so goed as moontlik presteer op daai stuk grond en dan trek jy die hele ekonomie rondom jou, die plattelandse dorpies en werkskeping, alles gaan saambaat. Kyk, onthou 'n goeie volhoubare besigheid en vat 'n landboubesigheid is 'n bate vir die gemeenskap, vir die werknemers, vir die produsente, vir die kliënte, vir die personeel, vir die eienaars. Dit moet 'n bate wees vir almal. En daai gemeenskapsbate beginsel is juis kern in familiebesighede. Net as jy kyk na prestasieanalises oor lang periodes van tyd. Familiebesighede uitpresteer nie familiebesighede. En die kernrede daarvoor is, familiebesighede het 'n langer siening, 'n langer termynbeplanning as 'n nie familiebesigheid. En daai langtermynbeplanning, ek is 'n rentmeester vir iemand wat dalk nog nie eens gebore is nie. Ek skep hier 'n infrastruktuur wat oor 10, 20, 30 jaar werklik vir mense gaan voordeel gee. En dis hoekom familiebesighede, nie net landboubesighede, familiebesighede uitpresteer, is oor daai fokus op die langtermyn. Maar dan moet jy besluit jy's 'n familiebesigheid. En die besluit van 'n familiebesigheid beteken, ek is 'n rentmeester, ek is 'n pagter, ek is tydelik hier. Ek onderhou hierdie grond, ek bou hierdie grond vir iemand wat na my gaan kom. En daai beginsel beteken, dan gaan jy suksesvol wees. Dis nie, is mooi gestel. Ek dink presies dit vir daai iemand wat na my kom wat jy nog nie ontmoet het nie, maar jy weet dit is deel van jou bloedlyn. Jy gaan definitief bietjie harder werk, bietjie meer moeite doen. Theo, ons sal nog so lekker lank kom kyk, altyd so lekker met jou te gesels. Miskien net as 'n samevatting, weer eens omdat jy so wyd kom in ons land en soveel aansien het, hoe sê jy positief oor die toekoms van landbou dan? Ek is positief oor die toekoms van landbou, maar ek dink onderliggend as jy in 'n negatiewe spiraal verval, gaan jy nie suksesvol wees nie. Presies. Beplan eerder asof daar baie druk gaan wees, asof daar wisselvalligheid is, en doen jou bes met dit wat jy het. Jy kan net hanteer die kaarte wat in jou hande is. Die regering gaan nie jou plaas vat nie. Jou buurman gaan jou plaas vat omdat hy beter boer as jy. So maak seker jy's die ou wat beter boer as die buurman. Ja, uitstekend. Baie dankie Theo. Corneille, dit was eintlik 'n baie lekker gesprek. Uitgewete dankie aan 'n spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop, maar net belangrik, ondersteun ons nisboere. En baie dankie ook aan al ons verskaffers wat ons ondersteun, wie se logos op die skerm verskyn. Julle maak dit vir ons moontlik om hierdie tipe programme aan te bied. En onthou asseblief stuur ook vir ons nog steeds al julle nisboer idees, ons kyk na elke liewe een van hulle. Tot volgende keer, mooi loop. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plank. Wat jou hart opmaak, hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.